Goeiemôre en baie welkom op die Sondagoggend die 9de Augustus by ons winderig buite. 'n Windjie wat waai, nie 'n stormsterk nie, net 'n lekker windjie wat waai. Is bewolk. Hierso skyn nou sien ek so 'n sonnetjie begin so deur die wolke kom, maar oor die algemeen bewolk, maar baie ligte bewolk. Is nou nie iets wat lyk dit my gaan reën bring nie. Dit is net bewolk en lekker koel. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad en ek bid vir jou 'n wonderlike Sondag toe. Mag jy 'n geseënde Sondag hê, Sondag vol rose, liefde, blydskap, vreugde en vrede. Dis die belangrikste. Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Ek kyk so deur die boodskappe die afgelope paar sal ek maar sê week of so. En dit is wonderbaarlik hoe jy as jy in die oggende hier kom sit en ek vra vir die Heilige Gees om met my te wees, dat as ek die dagstukkie voorberei, dat die Here met my is en dat dit die Here is wat spreek deur my, deur die Heilige Gees, praat met almal wat ingeluister is. Dan is dit wonderbaarlik om te sien dat die afgelope gister en eergister se boodskap gaan oor roep. Baie van die boodskappe gaan oor roep. Ek dink die Here bly aan roep vir ons. En ons kom baie keer nie agter die, of baie keer raak ons so gewoond aan die roep, dat dit nou nie meer vir ons regtig roep is nie. Dan praat ek van daai fine tuning wat ek vir die Heilige Gees vra, help om my te fine tune. Verstaan my mooi, ek het baie foute, ek is nie perfect nie, ek dink een van ons is perfect nie, maar nou is baie daar wat 'n ou worstel met jouself en sê, hoekom wil jy iets reg probeer en dan kry jy dit nie reg nie? Wil die Heilige Gees my nie help nie, wil die Here my nie help nie, of wat is hier fout? Ons gaan almal deur dieselfde probleme en situasies as wat jy gaan. Dan is nou weer daar waar dit fantasties gaan, ek kry alles reg, ek doen dinge wat ek normaalweg nie doen nie, wat buite my groef is, en dit werk, en dis net amazing. So as jy in so 'n groef is, miskien die afgelope 2 oggende se boodskap was gewees, die Here roep my. Hy roep my, en hy hou nie op om jou te roep nie. Maar ek het gisteroggend ek het 'n groepie op Facebook met die naam van Getuies vir Jesus. Ek het gister net dit in my hart gevoel om 'n stukkie by Getuies vir Jesus te skryf, en ek dink is belangrik dat ons op hierdie Sondagoggend die stukkie hoor, dat almal wat ingeskakel is, die stukkie hoor en sien waaroor dit gaan. Sien wat hierdie stukkie vir my sê, en wat die afgelope 2 oggende se roep, die Here se roep sê. En ek het dit net op my hart gedra gevoel om spesifiek op daai groepie die volgende woorde te deel. Miskien is dit vir jou, miskien is dit glad nie vir jou nie, maar dit was net op my hart gedra dat ek dit moet deel. Dit sê as volg: miskien is jy net hier om te loer. Miskien is jy nie lus om deel te neem nie. Miskien moet ons Vader alles doen en jy hoef niks te doen nie. My boodskap aan jou, en jou het ek in hoofletters geskryf, van môre is die volgende. Kyk, ek in hoofletters geskryf, staan by die deur, en ek, hoofletters geskryf, klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. In die volgende 3 woorde het ek in hoofletters geskryf, word wakker van môre. Jy wil nooit hierdie woorde uit God se mond hoor nie. Ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af. Dan is dit te laat vir jou. Dit sal 'n hartseer dag wees. Is dit nie woorde wat spreek tot jou nie? Is dit die woorde wat hard praat vir jou nie? Die tyd vir speel buite en die tyd vir in die sandgat speel is verby. Ek dink die tyd het aangebreek, die klok het gelei, dis tyd vir my en jou om in te gaan en deel te raak, en deel te raak van wat ons liewe Vader graag wil hê, ons moet deel raak mee. Deel raak met hom. Gemeenskap kom hou met hom, met ander woorde langs hom sit, by sy voete sit. Tyd maak by sy voete, en met hom gesels en met hom praat. Jy kry geen beter leermeester as hy nie. En as jy die regte antwoord soek,
Hy is die persoon wat vir jou die regte antwoord gaan gee. Hy met 'n hoofletter is die persoon wat vir jou die regte antwoord gaan gee. As jy wil gaan sit te huil, soek vir jou 'n plek waar dit stil is nie nodig dat die mense en vriende sien hoe jy huil nie. Gaan sit iewers en dan gaan sit jy by Jesus se voete en jy huil en hy is die beste anker, die beste hawe, die beste rots, waarby jy kan gesit in jou probleem deel. En weet julle wat? Jy sal nie na die tyd in die dorp kom of by ander vriende of familie kom en hoor die storie wat jy gedeel het terwyl jy hartseer was en wat baie intiem was, loop die hele familie vol nie. Dit sal nie gebeur as jy by ons hemelse Vader, jou hemelse Vader wat lief is vir jou, sy voete gaan sit en gaan huil nie. Baie oggende sit hy ook maar soos ons as ouers met die selfoon en sit hy wag vir die kinders om te bel. Want jy verlang vir hulle, jy het hulle lang terug gesien, jy het hulle langklaas gesien. En dan gaan nog 'n dag verby en jy bid en praat nie met die Here nie. So verdalk het vanoggend op hierdie Sondagoggend, die vorige 2 boodskappe was gewees, kom, die Here roep jou. Vanoggend se boodskap is, moenie dat jou olie opraak nie. Moenie dat jou olie opraak op hierdie dag nie. Moenie dat jou olie opraak in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar wat voorlê nie. En jou lewe wat voorlê nie. Die stukkie wat ons gaan lees vanoggend is uit Matteus. Jy is meer as welkom om jou Bybel oop te slaan op Matteus 25. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Matteus 25 vanaf vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruid te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruide talm om te kom, of terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Ek hoor al hulle gape, lang gape, en as beginne laat raak, en hulle beginne moeg raak, hulle het 'n lang dag gehad, en hulle raak moeg, en hulle raak vaak, en hulle toe besluit, hulle gaan maar so 'n oogie knip. En die middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet, gaan uit en gaan hom tegemoet. En toe staan al die maagde op, en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer gou na die verkopers en koop vir julle self. En omdat hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan vanoggend, waak dan op hierdie Sondag, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Die stukkie het ek bygesit van waak vandag, want ek dink dis wat die Bybel eintlik vir ons sê, waak vandag, waak in hierdie uur. Moenie waak nog, dink aan môre en oormôre nie, want môre is en oormôre is reeds te laat, waak nou, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Wel, nou hierdie stukkie, as jy regtig nie besef waartoe die Here met ons praat en die Here met ons beweeg nie,
dan sal jy sekerlik dit nooit weet nie. Ek hoop hierdie stukkie vanoggend is die stukkie wat jou miskien tot in jou voete in fondasie skud en sê, dis tyd om wakker te word. Die tyd is min. Die tyd is nie oor 'n uur of oor 2 uur of 3 uur, die tyd is nou. Liefdevolle hemelse Vader, ons kom sit aan die voete en ons kom besef die, in Engels gesê, urgency, die belangrikheid van u boodskap, wat sê, ek roep jou, hou jou oog op die eindpunt, moenie laat jou olie opraak nie, moenie laat jou drif en jou oog wat op die eindpunt, laat het verloor nie. Here, help ons deur die Heilige Gees om ons, die urgency wat in ons wakker maak, die belangrike boodskap wat u ons wakker maak, dat u ons so sal ruk, dat ons vanoggend sal wakker raak en sal wakker skrik en sê, waarmee is ons besig? Dat ons nie op 'n reis is en dalk aankom waar ons dit nie beplan het nie, Here. Dalk aankom waar dit te laat is om aan te kom. Here, dalk is dit vanoggend tyd om te sê, ek beplan waarna toe ek gaan. Ek beplan my reis. Ek vra my liewe Vader, ek vra vir Jesus om voor die stuurwiel te kom sit en my te bestuur, my lewens en my geestesvoertuig vandag te bestuur tot aan die einde. Of dit nou môre is, of dit oor 5 of 10 of 20 jaar is. Here, bestuur asseblief ons voertuig, dat ons nie ongevraagd en ongenooid dalk op die totaal verkeerde plek opeindig nie. Vergeef asseblief ons sondes op die Sondagoggend. Help ons om my skuldenaars te vergewe. Dankie vir nog 'n pragtige dag wat u tot my lewe toegevoeg het. Help my om my liefdesbaadjie aan te trek en dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. Here, terwyl ons bid, dink ons spesifiek aan Ian, ons dink aan Karen, ons dink aan die families, sterkte daar, Here, en ons vra dat u hand van gesondheid, van gesond raak, van gesond maak, van, dis nie erg nie, jy sal die deurkom op sy skouer hou. Here, maar ons vra ook, dat u wil geskied. Nie dat ons wil geskied, nie dat u wil geskied. Ons bid dit in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, wat lief is vir ons, wat graag wil sien dit moet goed gaan, en wat graag wil sien dat ons die regte keuse wil maak. Amen, amen, amen.